Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Romeinse soldaat het vir Jesus aan die kruis vasgespijker. Maar het jy al ooit gewonder, wat het hom daar gehou? Die Bybel gee vir ons die antwoord in 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Die rede waarom Jesus nie meer as 12 legioene engele geroep het om hom te red, soos wat hy kon nie, was omdat hy eerder sy lewe wou prysgee, as om op te gee op my en jou. En dit is vir ons moeilik om so groot liefde te kan begryp. Want ons het niks om dit aan te meet of om dit mee te vergelyk nie. Hoor vandag, niemand het jou nog ooit so lief gehad soos wat Jesus jou het nie. En niemand sal ook nie. 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Hy het vir almal gesterwe. Vir elke liewe een van ons. Hy het vir elkeen van ons gesterf, sodat wat ons ook al deurgaan in hierdie lewe, ons dit nie vir onsself hoef te doen nie. Want ons lewe nie meer vir onsself nie. Ons lewe nou in volheid. Hoe leef 'n mens in volheid? Jy leef vir hom wat vir jou gesterf het. Jy sien, die kruis is 'n plusteken, nie 'n minusteken nie. As jy jou lewe vir Jesus gee, kry jy die ewige lewe. Nooit sal jy spyt wees omdat jy vir Jesus gelewe het nie. Jy sal net spyt wees as jy dit nie gedoen het nie. Here, vandag kom ek voor U om U te erken as my Here en Verlosser. Die een wat aan die kruis gesterf het vir my sondes en weer opgestaan het. Ek kies om weg te draai van my eie wil en gee U vandag volkome beheer oor my lewe. In Jesus naam bid ek dit. Amen.